Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis vir ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek dat een van die grootste misverstande in moderne Christendom dalk hierdie is. Baie mense weet God het hulle lief, maar verstaan nie hoe gehoorsaamheid en seën eintlik saamwerk nie. En eerlikwaar, dis 'n moeilike onderwerp, want sodra iemand begin praat oor gehoorsaamheid en seëninge, raak mense vinnig ongemaklik. Party mense hoor onmiddellik, ek moet God se liefde verdien. Maar dis nie die evangelie nie. Die evangelie begin altyd hier. Jy is gered deur genade. Punt. Efesiërs 2 sê, uit genade is jy gered deur geloof, nie uit werke nie. Met ander woorde, jy kan nie God manipuleer om jou lief te hê nie. Jy kan nie genoeg bid, dien, gee of presteer om sy liefde te koop nie. Die kruis het reeds bewys wat God van jou dink. Jy is geliefd voordat jy presteer. En tog, hier is waar dinge interessant raak. Die Bybel praat konstant van seëninge wat aan gehoorsaamheid gekoppel is. Nie liefde nie, nie redding nie, maar sekere ervarings van God se guns, sy vrede, wysheid en lewe. En dis hoekom Jesus in Johannes 14 vers 21 sê, wie my gebooie het en dit gehoorsaam, dit is hy wat my lief het, en ek sal myself aan hom openbaar. Dis 'n ongelooflike vers. Jesus sê basies, daar sekere dinge van my wat jy eers ontdek wanneer jy my genoeg vertrou om my te gehoorsaam. Dis amper soos enige diep verhouding, of hoe? Dink aan 'n huwelik. Jy is onvoorwaardelik verbind aan mekaar, maar intimiteit groei of krimp op grond van hoe jy leef. Vertroue beïnvloed die ervaring van die verhouding. Dieselfde met God. God se liefde verander nie, maar jou ervaring van sy nabyheid, vrede en leiding word dikwels diep beïnvloed deur gehoorsaamheid. En is eintlik logies wanneer jy daaroor dink. As God werklik 'n goeie Vader is, hoekom sou hy gedrag seën wat jou vernietig? Wanneer God sekere dinge verbied, probeer hy nie jou lewe kleiner maak nie. Hy probeer jou lewe beskerm. Dis hoekom die moderne idee van absolute vryheid so misleidend is. Ons kultuur sê, as iets jou gelukkig maak, doen dit. Maar Jesus sê, as iets jou vernietig, los dit. En baie mense ontdek te laat dat alles wat onmiddellik goed voel, nie uiteindelik goed eindig nie. Ons sien dit eintlik maar oral, né? Mense wat geld kry, maar vrede verloor. Sukses bereik, maar hulle families verloor. Seksuele vryheid jaag, maar innerlik leeg voel. Onafhanklikheid aanbid, maar ongelooflik eensaam raak. Want die menslike siel is ontwerp vir meer as onmiddellike bevrediging. Dis ontwerp vir waarheid, vir liefde, vir heiligheid, vir God. Dis hoekom gehoorsaamheid eintlik nie beheer is nie, dis vertroue. En elke keer wat jy God gehoorsaam, sê jy, ek glo u weet beter as ek. Ek glo u hart is goed. Ek glo u wil my lei na lewe. En eerlikwaar, dit is moeilik vir moderne mense, want ons kultuur aanbid selfbeskikking. Ons wil self besluit wat reg is, self definieer wat waarheid is, self bepaal hoe ons leef. Maar die evangelie vra iets radikaal anders, vertroue. Nie blinde godsdiens nie, vertroue in die karakter van Jesus. Dis waarom liefde en gehoorsaamheid in die Bybel nooit van mekaar geskei word nie. Jesus sê, as julle my lief het, sal julle my gebooie gehoorsaam. Nie omdat hy 'n beheervraat is nie, maar omdat ware liefde altyd vertroue produseer. En dalk is dit die belangrike vraag vandag. Vertrou jy regtig dat God se wil beter is as jou eie? Want baie van ons wil God as verlosser hê, maar sukkel om hom as Here te vertrou. Ons wil hê hy moet ons vergewe, maar nie altyd lei nie. En tog ontdek mense deur eeue dieselfde waarheid. Gehoorsaamheid maak jou lewe nie kleiner nie, dit maak dit dieper. Ja, dit kos iets, maar dit red jou ook van baie dinge wat jou stadig sou vernietig. Daarom glo ons by die nommer 1 netwerk vir jou lewe, dat Jesus nie net mense roep om hemel toe te gaan nie. Hy nooi mense in 'n nuwe manier van leef, een waar genade die fondament bly, maar waar gehoorsaamheid stadig leer hoe ware lewe eintlik lyk. Tot môre, mooi loop.